Kom ons maak vanmôre ons Bybels oop by Johannes hoofstuk 1. Die evangelie volgens Johannes, hoofstuk 1 en ons lees die eerste 14 verse saam. En die van u wat merkies in die Bybel maak, waar ek al gepreek het, sal sien, ek het al uit hierdie gedeelte 'n Kersboodskap gebring, maar hier's vanmôre 'n splinternuwe een, hoor. Vars gebak. Dis nie 'n ou ene nie. Johannes 1, ons lees die eerste 14 verse saam. In die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom, die woord, ontstaan, en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. In hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense. En die lig skyn in die duisternis, en die duisternis het dit nie oorweldig nie. Daar was 'n man van God gestuur, wie se naam Johannes, dis Johannes die Doper was. Hy het tot 'n getuienis gekom om van die lig te getuig, sodat almal deur hom sou glo. Hy was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die waaragtige lig, wat elke mens verlig, was aankom in die wêreld. Hy was in die wêreld en die wêreld het deur hom ontstaan, en die wêreld het hom nie geken nie. Hy het na sy eiendom gekom, en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, hulle wat in sy naam glo. Wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. En die woord het vlees geword en het onder ons gewoon, en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die eniggeborene wat van die Vader kom, vol van genade en waarheid. Ons lees tot daar saam uit die kosbare, wonderlike en onfeilbare woord van die Here. Ek wil u nooi dat ons in gebed sal verenig. Die manne kan staan as dit vir julle moontlik is, dan bid ons saam. Onse Vader wat in die hemel is, ons dankie vanmôre vir die kosbare en wonderlike voorreg om hier in u naam byeen te wees. Dankie vir die roepstem van die Heilige Gees, wat deur die week al in ons harte gewerk het, en in ons die wil en die lus en die ywer kom plant het om vanmôre in ons motors te stap en hierheen te ry, en saam as gemeente, saam met besoekers wat in ons midde is, die naam van die Here te kom aanroep, u te aanbid. Baie dankie vir die gedeelte wat ons kon saam lees. En dankie dat ons daarin kon leer, Here, by vernuwing, dat die woord wat in die begin God was en by God was, het vlees geword, het onder ons kom woon, en hy het die heerlikheid van God aan ons kom openbaar. Die heerlikheid soos van die enige gebore wat van die Vader kom, vol van genade en vol van waarheid. Ons loof u vanmôre dat u die lig is wat gekom het om die duisternis op hierdie aarde te verdryf. Ons loof en ons dankie vir elke mens wat in die lig van God inbeweeg en wat deur Jesus verlig word diep in hulle harte, om die waarheid van die evangelie te kan verstaan en te kan omhels, en soos vers 12 sê, die Here Jesus aan te neem, sodat u aan ons die mag kan gee om kinders van God te word. Here, baie dankie vir ons samesyn, baie dankie vir die heerlike reën wat u vroeg van vanoggend af oor ons kom uitstort het. Ons is so bewus van u onverdiende guns en die wonderbare goedheid wat u so oor ons uitgiet, Here.
En ja, ons wil maar weer vra dat U ook in hierdie tyd so 'n geestelike reën oor Suid-Afrika sal kom uitstort. Ons land is in 'n donker, duister toestand. As ons dink aan al die dinge wat in ons land aan die gang is, al die misdaad en ongeregtigheid en bedrog en Here, alles wat gebeur. As ons dink aan die verskriklike armoede waarin miljoene mense in hierdie land gedompel is en die ewels wat saam met die armoede veral in die woongebiede waar armoede so verskriklik is. Al die ewels wat daar uitbroei, Here, dwelmmisbruik en prostitusie en al die verskriklike dinge. Dan besef ons dat die sielevyand het 'n greep op hierdie land kom kry. En ons besef dit is 'n greep wat nie deur die politici en die regerings gebreek kan word nie, maar deur U alleen. En Here, wanneer U aan mense verskyn en mense hulle kragtadig tot U bekeer en hulle word gered, dan het U in die verlede selfs samelewings, lande in hulle geheel verander. Ek dink aan Wallis in die jaar 1904 toe U daardie land kom skud het met 'n kragtige herlewing en die hele land verander het. En U daardie mense kom ophef het uit hulle verskriklike toestand van sonde en duisternis. En dis wie Jesus is. As ons vanmôre hier lees, in Hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense, en die lig skyn in die duisternis, dan besef ons, wat Suid-Afrika nodig het, is dat die lig van Christus hier sal deurbreek. Dit sal weer kerke wat in 'n sieklike toestand verval het kom genees. Dit sal weer mense wat die Here Jesus verloon, terugbring na U toe. En dit is al wat ons land moreel, geestelik en ook sosiaal kan red. Ons bid daarvoor, ons hou vas U vanmôre vir 'n goddelike herlewing in Suid-Afrika. Nie omdat ons dit verdien nie, Here, want ons verdien absoluut niks, maar omdat U 'n God van genade en van barmhartigheid is. En terwyl ons dink aan U, wat U self aan ons openbaar as 'n barmhartige God, groot van ontferming, wil ons vanmôre die name van hierdie persone wat krank is, na U toe bring. Ons dink aan Albert wat daar in die intensiewe sorgeenheid gekluister is in 'n bed, wat op 'n asemhalingstoestel gekoppel is, wat onder sterk sedasie verkeer, wat 'n stryd in sy liggaam het met sy niere, met die suikertelling, met die virus wat sy liggaam kom infekteer het en 'n verlamming in sy bolyf kom veroorsaak het. Here, ons broeder het vir U nodig. En dankie dat ons vanmôre as gemeente saam kan hande vat en in geloof hom net aan U kan opdra. En ons wil vra, Here, ons dink aan daardie hoofman wat na U toe gekom het toe sy knegt siek geword het. En U het gesê, kom ek gaan na jou huis toe. En hy het gesê, ek is nie werd dat U in my huis inkom nie, spreek net 'n woord en hy sal genees word. En U het vir hom gesê, gaan, dit sal wees soos jou begeerte is, want jou geloof het jou gered. Sal U ons vanmôre hoor, as ons Albert aan U opdra, as ons Dolf na U toe bring. Ag Here, hoe vinnig het dit nie gebeur. Vir 'n lang ruk het hy met 'n pyn in sy rugwervels las gehad en toe val hy en toe kom hy by die dokters uit. En hulle besef en hulle ontdek met die skandering dat hy 'n kankergewas in sy rugwervels het. Die is nou verwyder. Ons is nie seker hoe suksesvol dit was nie, maar nou lê hy al 30 dae vasgekluister in 'n bed en ons bid vir sy gemoed.
Ons bid dat U hom sal oprig en wil U hom ook aanraak. Dankie dat ons ook kan bid vir Thys en vir Moekie. U ken die stryd wat hulle in hulle liggame het. U weet van die vrese wat daar in hulle harte mag wees. En ons wil bid vir U genade, Here. So wil ons oom Ad vanmôre op 'n hoë ouderdom aan U opdra, terwyl hy elke keer as ek daar kom, eintlik maar die begeerte uitspreek en sê, o, ek verlang so om by my Here Jesus te wees. Dra ons hom ook vanmôre aan U op. En elke ander een wat vir U nodig het. Ons bid vir Rian en hulle hele familie, dat U hulle asseblief sal vertroos, en wanneer ons dan vroeg in die nuwe jaar daar in Potgietersrus die ter aarde bestelling en die troostdiens sal hê by die graf, dat U hulle ook daar sal ontmoet asseblief. En nou vra ons, Here Jesus, kom en kom praat met ons, want ons het vir U baie, baie nodig. Om Jesus ontwil bid ons dit met dank in ons harte. Amen. Nou die afgelope week ry ek een aand in my motor en ek sien al die liggies. En ek besef dit is Kerstyd, ek het dit nou al lankal besef. En toe kom daar 'n gedagte in my hart op. En ek begin onwillekeurig dink aan Johannes 1 wat so mooi praat van die lig wat gekom het. Ons daar in vers 4. In hom was lewe en die lewe was die lig van die mense. En die lig skyn in die duisternis. En die duisternis het dit nie oorweldig nie. Ons gaan na vers 7. Johannes die Doper het tot 'n getuienis gekom om van die lig te getuig, sodat almal deur hom sou glo. Johannes was nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. En dan vers 9, die waaragtige lig, wat elke mens verlig, was aankom in die wêreld. En skielik terwyl ek so ry, en ek kyk na al die kersliggies, toe kom daar 'n tema in my hart op. Sien ons nog die lig tussen al die liggies? Dis die vraag wat ek vanmôre saam met U na wil kyk uit hierdie gedeelte. Kersfees is inderdaad 'n tyd van liggies. En ons word in hierdie tyd elke jaar gekonfronteer met 'n groot verskeidenheid van uiteenlopende dinge. Ek kon nie 'n beter woord vind as dinge nie. Daar's so baie goed wat om ons gebeur in hierdie tyd. En ek dink as 'n mens alles wat ons in Kerstyd sien en ervaar sou kon saamvat, die hele mengelmoes, dan sou daar uiteindelik 3 dinge uitkristalliseer. In die eerste plek ons geloof in die Here Jesus. Ek dink dit moet bo alles wees in Kerstyd. En dan ons baie sterk Europese tradisie, want dis waar al die bome en die liggies en die Kersvader en die geskenke en die dinge vandaan kom. So ons het ook 'n tradisie waarmee ons Kerstyd te doen het, wat ons moet verreken op een of ander manier. En dan is daar die hartseer kommersialisering van Kersfees. Dis die 3 dinge wat vir my na die oppervlak toe kom. As jy nou na die hele mengelmoes van goed kyk wat gebeur in hierdie tyd, dan is dit die 3 dinge wat na die oppervlak toe kom. Dis nie die 3 punte waaroor ons gaan praat vanmôre nie. Daar's 5 punte vanmôre en is heeltemal iets anders. Dis baie belangrik dat ons in hierdie tyd ons geloof in Christus moet vasmaak. Ons wil dink aan ons Heiland wat aarde toe gekom het. Dit is waaroor dit vir ons gaan in hierdie tyd. Ons wil eintlik hê dat dit die hoofsaak moet wees, nie waar nie?
Christus wat gekom het. Dis die hoofsaak, dis waaroor ons in hierdie tyd eintlik wil dink en waarop ons eintlik wil fokus. Maar dan het ons nou hierdie tradisie wat uit Europa na ons toe gekom het, met die vreeslik baie liggies. Ek wonder wie van julle het al Jacaranda kinderhuis toe gegaan Kerstyd, en na die liggies daar gaan kyk. Dit is nogal 'n skouspel, né? Dis iets om te sien. En dis natuurlik 'n goeie doel, waarvoor hulle dit elke jaar doen. Dan die kersbome, ek het so 'n bietjie hierdie week navorsing gaan doen. Ek wou nou weet presies waar kom die ding van kersbome dan nou vandaan. En dit is so dat daar in die heidense tradisies deur al die jare bome was. Maar dit was na die reformatie dat die Lutherane, dis nou Luther se navolgers, in die reformatie, daar in Duitsland, hierdie kersbome, hierdie dennebome afgekap het, en dit moes 'n immergroen boom wees, want dit spreek vir hulle van die lewe wat daar in God is. En dit was hulle wat hierdie tradisie baie sterk gevestig het van 'n Christen kersboom, as jy dit so mag noem. Die geskenke en Kersvader, ons kleinseun daar in Luxemburg is nou 4 jaar, hy word April 5, en hy bel ons nou die dag, en hy is vreeslik opgewonde. Hy sê, Kleesjen was vandag by die skool. Hulle noem hom Kleesjen, dis nou 'n snaakse naam in Luxemburg vir Kersvader. En hy sê, baie ontsteld vir sy ouma, en hy het my 'n boekpersent gegee, dis geen persent nie. Wat wil hy nou met 'n boek doen? Dit is so kostelik. Maar in elk geval, ons sit met hierdie tradisie, liggies, kersbome, geskenke. En dan sit ons met die kommersialisering. Die wêreld waarin ons leef, plaas geweldig baie druk om die klem te laat skuif van aanbidding na bemarking. Dink ons sien dit baie sterk in Kerstyd. Dis die tyd van die jaar waarin die besighede, hulle is daarop uit om hulle produkte te bemark, of dit nou Takealot is, of Temu, of die winkels hier in Pretoria, daar is 'n baie sterk bemarkingsveldtog in hierdie tyd aan die gang. En dit maak dat in steede daarvan dat ons die nederige ingrype van God in 'n stal in Bethlehem, in 'n krib waar die Messias neergelê is, herdenk, word die samelewing waarin ons is letterlik oorheers deur advertensies en geweldige afslag en 'n byna onversadigbare koopdrang. Almal wil net koop hierdie tyd. En ek wonder of jy geweet het dat Januarie is die tyd wanneer die geestesinrigtings die volste is deur die hele jaar. Nie net in Europa waar dit so donker is hierdie tyd van die jaar nie, maar ook hier. Want mense se kredietkaarte het seer gekry en die goed is gedrein, daar's nie 'n sent in nie. En dan begin mense Januarie stres. Hoe gaan ons nou hierdie saak weer herstel? Hoe gaan ons nou weer alles reg kry? So dis die werklikheid van die samelewing waarin ons bevind, die winkelrakke vervange krib waarin ons eintlik moet ding. En die verwondering wat ons moet hê in ons harte vir die Here Jesus word vervang deur 'n verbruikersmentaliteit wat daar geskep word deur hierdie geweldige sterk advertensie. En is dit nie hartseer dat die waarde van Kersfees in die tyd waarin ons lewe so dikwels gemeet word in terme van geld in steede van genade. Die boodskap van genade raak verlore. En dan is daar natuurlik die stemme wat elke jaar in ons ore opgaan. U weet, ons het onlangs 'n diens opgeneem vir RSG en dit is verlede naweek uitgesaai. En ja, ek het weer e-posse ontvang van mense wat sê,
As jy in 'n kerk is wat nog Kersfees vier, moet jy wegkom daar. Want dit is 'n heidense ding. Julle moet niks met Kersfees te doen hê nie. Julle moet vlug. So ons hoor ook die stemme wat elke jaar om ons opgaan en wat ons wil vertel wat 'n verskriklike sonde dit is as jy 'n kersboom het. En jy gaan hel toe as jy 'n kersboom het. Jy nie dink jy gaan hemel toe as jy 'n kersboom in jou huis het nie. So daar's ook hierdie stemme waarmee ons nog moet rekening hou. En ek wil net enkele opmerkings hieroor maak, net so ter inleiding. En dit is nou maar my eie persoonlike mening wat ek nou gaan uitspreek. U hoef nie met my saam te stem as ek my persoonlike mening uitspreek nie. Dit is waar dat die Bybel nêrens beveel dat ons Jesus se geboorte op die 25 Desember elke jaar moet herdenk. Dit staan nêrens in die Bybel nie. Ons sal dit nie daar vind nie. Maar omdat dit nie daar staan nie, dan die afleiding te maak dat die viering van Christus se geboorte en sy koms na hierdie aarde toe sonde is en sonaanbidding is of onbybels is vir my persoonlik 'n baie onlogiese gevolgtrekking om te maak. Ja, dit is so dat baie kulture, veral daar in die noordelike halfrond in Europa, winterfeeste gehad het, waarin hulle die oorwinning van die son oor die lang winter herdenk het. Hulle het geweet, min of meer hierdie tyd het hulle agtergekom, die dae raak weer langer en die nagte raak weer korter en dis asof daar iets positiefs gebeur. Maar weet jy, God laat aan ons, en dis die wonder daarvan om Christus te ken en Christus te dien, want die apostel Paulus sê, in hom het ons vryheid. En die Here laat toe dat ons dinge wat eens verkeerd was, kan herinterpreteer en dit kan heilig. En ek wil vir u net dit sê, ons aanbid verseker nie die son en die oorwinning van die son hierdie tyd van die jaar nie. Ons vier die lig wat gekom het. Ons dink aan Jesus wat lig gebring het in 'n donker wêreld. En daarom die bewering dat Kersfees bloot sonaanbidding is eintlik vir my ideologies en dis eintlik 'n oorvereenvoudiging van 'n sekere ideologie. Die vroeë kinders van God wat Kersfees ingestel het, en u kan die Harper's Bible Dictionary gaan lees hieroor, dis 'n betroubare bron met goeie inligting, het juis radikaal teen die heidense sonaanbidding opgestaan. En hulle het gesê, Maleagi 2 sê, die son van geregtigheid het vir ons opgegaan. Die lig het vir ons kom skyn. En daarom het hulle hierdie datum gebruik om die koms van Christus te vier. Terwyl ons weet, dis verseker nie die datum waarop hy gekom het nie. Die vraag is nie, mag 'n kind van God liggies in sy huis hê? Die vraag is nie, mag ons 'n kersboom in ons huis hê? Die vraag is nie, mag ons geskenke aan mekaar gee op Kersdag nie? Die vraag is, wat vier ons regtig? Waaroor gaan Kersfees regtig vir ons? En ek wil dit duidelik stel, ons vier nie 'n datum nie. Dit kon enige ander datum gewees het. Dit gaan nie vir ons oor 'n datum nie. Ons getuig van die waarheid. Ons getuig van Jesus Christus wat in 'n krib in 'n stal in Bethlehem gebore is. Ons vier nie die oorwinning van die son nie, maar die lig wat in die wêreld gekom het. Die woord het vlees geword en onder ons kom woon en ons het sy heerlikheid aanskou. Dis waaroor dit vir ons in hierdie tyd gaan. En ons doen dit tot eer en verheerliking van die drie-enige God. As dit nie so is nie, dan is daar 'n probleem.
As die liggies die oorhand kry in ons lewens, dan is daar 'n probleem. So, kom ons kyk na enkele gedagtes. Sien ons nog die lig tussen al die liggies? En in die eerste plek, Griet, ek het vergeet om hulle een vir een op te sit. Nou is hulle sommer almal daar. So wat ek gaan doen is, gaan die eerste een aankondig en dan gaan ek weg en dan sal ek weer terugkom. Kersfees het sy oorsprong in die hart van God. Dit is baie belangrik. Johannes 1 vers 1 tot 3, in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. Hy was in die begin by God. Alle dinge het deur hom ontstaan en sonder hom het nie een ding ontstaan wat ontstaan het nie. En dan vers 14. En die woord het vlees geword en het onder ons gewoon en ons het sy heerlikheid aanskou, 'n heerlikheid soos van die enige geborene wat van die Vader kom, vol van genade en vol van waarheid. Dis hom wat ons in Kerstyd herdenk. Nie liggies nie, nie bome nie, nie persente nie, nie Kersvader nie. Hy is die middelpunt van Kersfees. En hy kom uit die hart van God. Jesus is nie 'n menslike uitvinding nie. Hy het nie uit een of ander tradisie na ons toe gekom nie, maar uit die hart van die Vader. Ons sien dit hier. Hy was God en hy was in die begin by God en hy het vlees geword en onder ons kom woon. Met ander woorde, die Kersverhaal begin by God wat praat. Die woord. Dis God wat kom, Immanuel, God met ons. Dis God wat kom woon onder mense en wat die heerlikheid van God aan ons kom openbaar het. Voordat daar enige iets was wat versier geword het, voordat daar enige kersliggie is wat gebrand het, voordat daar enige boom afgekap is om liggies in op te hang, het die seun van God na ons neergedaal. In Romeine 14 gee aan ons die vryheid in Christus om op die regte manier ook sy koms na die aarde toe elke jaar te vier. Is nou wel op 25 Desember, maar dit is nie ter sprake nie. Ek dank die Here vanmôre dat die Bybel ons leer, ons het nie 'n raak nie, smaak nie, roer nie aan godsdiens, waarin jy 'n lang stel reëls en regulasies het, van allerlei dinge wat jy nie mag doen nie, waaraan jy nie mag raak nie, waar jy nie moet kyk nie, en wat jy nie aan deel moet hê nie. Ons het nie so godsdiens nie. Paulus maak dit baie duidelik. Ons moet net baie versigtig wees, opreg versigtig wees, dat bepaalde gebruike wat ons het, bepaalde tradisies, ons nie later verhinder om by die Here Jesus uit te kom in ons vieringe. Die gevaar van Kersfees is dat die bome en die liggies en die geskenke en al die dinge naderhand so die oorhand kan kry, dat Jesus tussen al hierdie goed verdwyn en wegraak en ons nie meer besef waaroor dit gaan nie. Daarom is dit belangrik dat ons altyd sal onthou hierdie tyd van die jaar, Christus kom eerste. Hy is die middelpunt en dan al die ander dinge. Die boodskap wat ons Kersfees vier, het sy oorsprong in die hart van God. Daaroor het ek geen twyfel in my hart nie. Kersfees beteken in die tweede plek, die lig het gekom. Dink ons het dit baie duidelik gesien
in vers 4, in vers 5, in vers 7 en ook in vers 9. In hom was lewe, en die lewe was die lig van die mense. En die lig skyn in die duisternis. Liewe broers en susters, hoe erg is die duisternis waarin Suid-Afrika op die oomblik verkeer? Het ons enige benul van hoe verskriklik die duisternis in ons land geraak het? Duisternis waarin mense vasgevang is. En weet jy wat? Nie al die kersliggies in die wêreld sal dit verander nie. Sal 'n oplossing bring aan die probleme wat ons in hierdie land het nie. Al sou ons al die kersliggies uit Amerika en Europa en Australië en Engeland en al die plekke kon invoer hiernatoe en ons hierdie hele land onder kersliggies plaas en alles gelyk aanskakel dat die hele Suid-Afrika soos een groot kersboom lyk, dan sou dit niks verander nie. Maar die lig was aankom vir die mense. Jesus is die antwoord vir Suid-Afrika. Niks anders nie. Hy is die antwoord. Toe ek nou die middag daar by die hospitaal wegry, vinnig vir Albert besoek, en ek so in my motor klim, en ek praat met die Here, toe kom dit by my op, en ek bid dit daar in my kar, ek sê, Here, al wat my geliefde broer nodig het is U. U aanraking, U lewe, U genesende krag. Dit geld vir almal wat siek is. Dit geld vir almal wat in hulle sonde toestand spartel en worstel in duisternis. Dit is my so interessant, 'n mens wat nog in sonde vasgevang is, weet nie dat hulle in duisternis verkeer nie. Hulle besef nie die toestand waarin hulle is nie. Hulle besef nie dat die lig het gekom en die lig kan alles verander. As daardie lig, Jesus Christus, in jou lewe aangeskakel word, kan jy nooit weer dieselfde wees nie. Daardie dag as 'n mens weer gebore word en die lig vir jou opgaan, verander jou hele lewe. Verander ook jou eindbestemming wat die ewigheid aanbetref. Dis die waarde van die lig wat gekom het. Daarom moet ons so versigtig wees dat die liggies om ons nie die lig uitdoof en verduister in ons harte nie. Dit moet primêr in hierdie tyd gaan oor Jesus wat gekom het. Die lig van die wêreld. Ja, ek gaan na die volgende punt toe aan, laat ek net hierso kyk. In die derde plek, Kersgeskenke herinner ons aan God se geskenk vir ons. Dit is 'n baie belangrike punt vir my hierdie. In Johannes 1 vers 11 lees ons, hy het na sy eiendom gekom. Wie is die eiendom van die Here Jesus waarvan hier gepraat word? Dis die Joodse volk. Die volk Israel. Die verbondsvolk van God. God het met Abraham 'n verbond gesluit en hy het gesê, in jou sal al die nasies geseën word, maar dit was eintlik God se plan om hulle heel eerste te seën. En toe die Messias gekom het, het hy eintlik heel eerste en primêr vir hulle gekom. Maar wat staan hier? Hy het na sy eiendom gekom. Hy's in hulle land gebore, hy's in Bethlehem gebore, in die midde van hierdie volk. Net dit wat daai nag gebeur het, die engelekore, die engele wat aan herders verskyn het, die wyse manne uit die ooste,
Dit moes genoeg gewees het om vir hierdie volk te sê, dit is die Messias. Dit is hy. Dis nie sommer net iemand wat hier gebore is nie. Die lig het vir ons opgegaan. Hy het na sy eiendom gekom. Maar hoor wat staan hier. En sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Om die waarheid te sê, hulle 33 jaar later het hulle uitgeskree uit hulle harte, uit kruisig hom, weg met hom, ons wil niks met hom te doen hê nie. Hulle het hom gehaat, want hy het nie ingepas in hulle vorm wat hulle wou hê en wat hulle begeertes was nie. Maar is u nie dankbaar vir vers 12 nie? Is u nie vanmôre saam met my jubelend in die hart dat vers 12 sê, maar almal wat hom aangeneem het. Ek kan nie verstaan dat baie mense soveel moeite met hierdie woorde het nie. Ek meen 'n kind kan dit verstaan. Dis nie moeilike woorde wat hier geskryf staan nie. Almal wat hom aangeneem het. Aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Dis mos nie moeilik nie. Dis mos die maklikste Afrikaans. Dis die eenvoudigste sinnetjie wat jy kan kry. As jy Christus aanneem, gee hy jou die mag om sy kind te word. So kom Johannes in sy sendbriewe sê, wie die seun het, het die lewe. Wie die seun van God nie het nie die lewe nie. Dis eenvoudig. En dan dink ek aan Johannes 3 vers 16. Nog 'n teks waarmee baie mense moeite het en waarmee, jy weet, as 'n ou vir my begin sê, ja, wat dit eintlik beteken is. En dan staan dit eintlik baie eenvoudig hier. Jy hoef dit eintlik nie te verdraai om by jou teologie in te pas nie. Jy moet net glo wat hier staan. Want so lief het God die wêreld gehad. Griekse woord is die kosmos. En as jy nou na 'n leksikon toe gaan, dan beteken dit die geheel en elke deeltjie van die geheel. Dis wat kosmos beteken. Die geheel en elke deeltjie van die geheel. Vat gou aan jouself. Knyp jouself. Vra vir jouself, is ek deel van die geheel? Of is ek uitgesluit? Is ek op een of ander manier nie deel van hierdie wêreld nie? Die Bybel sê, so lief het God die wêreld gehad, die geheel en elke deeltjie daarvan. En hy praat van die mensdom. Dat hy sy enige gebore seun gegee het. En hoor nou hier, sodat elkeen wat in hom glo, wat hom aangeneem het, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Ons kan nie daarteen stry dat die Here Jesus God se geskenk aan sondaars was nie en is nie. En dit bring ons by die kernboodskap van ons Kersgeskenke. Dit moenie gaan oor wat ons gee nie. Dit moenie gaan oor hoe duur dit was en hoe groot dit is. Gebruik dan liewer jou kind se verjaarsdag as jy 'n groot persent wil koop. Maar in Kerstyd moet jou kind geleer word, Christus is eintlik die geskenk oor wie dit gaan. Hy is God se geskenk aan ons. Dit moenie gaan oor wat ons gee nie, maar wat God gegee het. Jy weet, geskenke kan ons dankbaarheid leer. Geskenke kan genade illustreer op 'n baie mooi manier. Maar geskenke kan ook by mense verwagtinge en eise en materialisme kweek. Ons moet so versigtig wees. Ons moet so versigtig wees. En weet jy wat, die gevaar is nie die geskenk as sodanig nie, maar die vervanging van God se genade
met allerhande goed, met allerhande dinge. Dis wat geskenke. Christus, of kom ek vra liewer die vraag, het Christus nog plek tussen al die geskenke? Kweek ons Kerstyd dankbaarheid, of kweek ons 'n gedagte van, wat is my regte, en wat verdien ek? Daar's een ding van die hele Kersvader besigheid, wat my verskriklik afsit, en dit is die hele storie, dat Kersvader, kom hoor wat 'n kinders was soet, en hulle kry geskenke. Weg is die genade. Nou raak dit verdienste. En nou raak dit 'n verkeerde boodskap in Kerstyd. En dit raak 'n middel waardeur mense hulle kinders afpers. As jy nie soet is nie, gaan jy nie persente kry nie. Wees baie versigtig. In die volgende plek wil ek saam met u kyk na die inhoud. Die laaste 2 punte is bitterkort. Dis eintlik maar net 'n slot. Die gevaar van Kersfees. Wat is die gevaar van Kersfees? Johannes 1 vers 11. Hy het na sy eiendom gekom en sy eie mense het hom nie aangeneem nie. Dis die gevaar van Kersfees. Die tragedie van Kersfees is nie kersbome en liggies en persente en al hierdie dinge nie, maar dat Christus by die deur kan staan van ons huise en totaal uitgesluit word van waarmee ons besig is. Dis die gevaar. In steede daarvan dat hy die middelpunt van alles hierdie tyd van die jaar is. Dat hy die een is oor wie dit gaan. 'n Mens kan kultureel alles reg doen. Jy kan die liggies presies op die regte dag opslaan en jy kan jou kersboom opsit en jou kultuur kan in die kol wees, jou tradisie kan in die kol wees. Net soos ons van kleins af geleer is. En dan in dieselfde asem kan ons die Here Jesus mis. Dis die gevaar. Ek het gesê dis 'n kort punt, ek's klaar. Die laaste gedagte. Wat moet ons dan nou met Kersfees doen? Ons moet dan nou 'n bietjie prakties raak. Kort en kragtig. Ons hoef nie alles te verwerp nie. Elkeen van ons moet doen soos jy in jou eie hart oortuig is, sê Romeine 14. En die res moenie mekaar veroordeel nie, sê dieselfde Romeine 14. So, ons hoef nie alles te verwerp nie. Ons hoef nie te sê ons gaan die liggies in die drein gooi nie. Ons kan die liggies gebruik om vir mekaar te herinner dat die lig het vir ons opgegaan. Die liggies is vir ons net 'n illustrasie, dis net 'n metafoor van die lig wat gekom het. Dan is ons op 'n goeie pad. Op 'n regte pad. Maar ons moet alles in ons vermoë doen om nie net in Kerstyd nie, maar elke dag van ons lewens onder Christus se heerskappy te lewe. Vir hom te sê, Here Jesus, ek wil hê U moet in beheer wees van my lewe. U moet my help met my gedagtes. U moet my help met my woorde. U moet my help met my gewoontes. U moet my help met my hele lewe. U moet my help op die manier waarop ek werk. Alles wat ek is, alles wat ek doen, wil ek onder U heerskappy kom plaas. As bome en liggies in ons huise Jesus verdring, raak ons slaaf van die goed. Ekskuus, laat ek dit nou so kras uitdruk. Dan moet dit nie daar wees nie. Maar as dit ons kan help, as dit middele kan word, waardeur ons Jesus verhoog, en hom verheerlik, die lig wat in die wêreld gekom het, dan kan ons dit maar doen. Kom ons maak hierdie Kersfees opnuut in ons harte plek vir die Here Jesus.
Kom ons raak 'n bietjie stil tussen al die geraas wat ook in Kerstyd na ons toe aangegooi word, wil ek amper sê. Kom ons wend ons tot die skrif en ons leer wat wil die Here Jesus ons oor hierdie tyd, of wat wil hy in ons lewens bereik in hierdie tyd. Kom ons maak Kerstyd 'n tyd van ware aanbidding, van verwondering oor hierdie, as net by die lees van Johannes 1 vers 1 tot 14 in verwondering is nie, dan sal niks u in verwondering bring nie. Kom ons verwonder ons aan Jesus en wie hy is en wat hy vir ons beteken. Amen. Ag Here Jesus, baie dankie dat ons hierdie boodskap ook vanmôre net na u toe kan bring, en nou moet ons reageer. Ons het probeer om te praat oor dit wat ons elke dag om ons beleef en ervaar. Al die liggies, al die dinge. En wat doen ons in hierdie omstandighede met Jesus? Help u ons, Here, dat ons u die middelpunt van ons bestaan sal maak. Dat ons in ons gedagtes, in ons geestesoog, tussen al die liggies deur die Bethlehemster sal sien, wat ons na Jesus toe lei, wat ons by hom wil uitbring. Dankie dat u self aan ons wil verbind. Dankie dat ons kan weet, dit is u begeerte dat ons aan u verkleef moet wees, aan u verbonde, en dat ons in u en deur u en vir u moet lewe as u kinders. Ek bid vir iemand wat vanmôre hier sit en tot die besef gekom het, ek is nog in die duisternis van sonde vasgevang. Here, die antwoord is so eenvoudig. Almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word. Dat daar mense sal wees wat sê, deur die werking van u Gees, ek wil vandag Christus aanneem as my persoonlike verlosser, as my persoonlike saligmaker. Ek wil hê hy moet die Here van my lewe word. Ek wil my heelhartig tot hom bekeer. Ek wil omdraai van my ou lewe en ek wil 'n Jesus lewe leef. Want dan, Here, sal vers 9 vir ons waar wees, dat die waaragtige lig wat elke mens verlig in die wêreld gekom het. Doen dit tot eer en tot verheerliking van u naam. Ons bid vir die week wat voor ons lê, sal u ons elke een lei, en sal u ons ook donderdagoggend, as ons u koms na die aarde toe herdenk, ons weer by mekaar bring. Ons vra dit in Jesus se kosbare naam met danksegging. Amen.